Hi family, ek groet elkeen vanoggend in die pragtige, onfeilbare naam van Jesus. Ek wil so gedagte met julle deel vanoggend, met jou deel vanoggend. In my stilte tyd vanoggend praat die Here met my oor Getsemane. En ek gaan lees, as jy gaan lees in Matteus 26, vanaf vers 36, jy gaan Getsemane dag kry. En ek sien daar in die skrif dat God vra vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus om saam met hom te waak terwyl hy gaan bid. En in die ervaar die Here anxiety en hy's benoud en hy's bang en hy's vreesbevange. En ek sit myself in sy skoene daai en ek sê vir myself, Here, hoekom is dit so dat wanneer jy in jou tyd is, wanneer jy in jou Getsemane is, en jy's benoud en jy bevind jouself op 'n plek in jou lewe waar jou rug teen die muur is. Jy bevind jouself op 'n plek in jou lewe waar die stemme so luid is dat jy kan nie die stem van die Here hoor nie, en al probeer jy wat, jy hoor hoe dat anxiety skree, jy hoor hoe dat depression skree, siekte skree, familieprobleme, jou huwelik het probleme, jou kinders se probleme, jy het allerlei attacks op jou lewe, en dit is so luid, en jy's benoud, en jy hoor nie die stem van die Here nie. Ek sê vir hom, Here, wat maak ek in die tyd, as al die ander stemme so luid is, en ek kan U nie hoor nie, en God sê vir my kind, dan staan jy op my woord. Dan staan jy op die belofte, dan staan jy op my woord, op dit wat ek gesê het, ek gaan doen in jou lewe, dan staan jy op die woord, en jy beweeg nie. En God praat met my, hy sê vir my, Rabo Shata, God se gees is so getrou, hy sê vir my, Deshni, in hierdie tyd van jou Getsemane, gaan jy ervaar dat mense stel jou te leer. Mense betray jou. Rabo Shatarabo Kosikerere. Dankie, Here. Dankie, Here. My hart eer God. Hy sê vir my, jy sal ervaar dat mense stel jou te leer. Jy sal ervaar dat die mense wat jy in konfie in, hulle betray jou. Jy sal ervaar dat mense wat die naaste aan jou is, verstaan nie, hulle sê al die verkeerde goed, hulle doen al die verkeerde goed. Jy is op 'n plek waar jy die stem van die Here wil hoor, maar al die ander goed is so luid. En ek besef dat, Here, ek kan nie vlees saamvat na my Getsemane toe nie. Ek kan nie vlees saamvat nie. En God se gees sê vir my, you know, Deshni, you need to know the times. Want die tyd, toe my vyande, dieselfde vyande wat my in gevangene geneem het, hulle het saam met my geëet aan tafel, hulle het saam met my gedrink, hulle het aan my lippe gehang, hulle het my teachings geluister, hulle het my gevolg, hulle was saam met my. Hoekom het hulle nie daai tyd dan vir my in gevange geneem nie? En die Here sê, want die tyd was nie reg nie. Die tyd was nie reg nie. Wat is die tyd? Waar is jy nou? En wat 'n tyd is jy? Weet jy, dis jou Getsemane tyd, kind van God. Dis die tyd vir jou om te fokus nou. Dis die tyd vir jou om al jou aandag te fokus op dit wat God gesê het. Dis die tyd vir jou om nie rond te kyk nie, want die vyand gebruik die vlees om jou te disappoint, sodat jy fokus kan verloor, sodat jy kan derail, sodat jy kan jou fokus moet afwees, sodat jy nie kan by die tyd uitkom, en sodat jy nie kan by die punt kom waar God sê, jy is by jou tyd van verheerliking nie. Moenie laat die enemy jou in sirkels laat gaan, en hy steel evens jou tyd, hy steel even jou kosbare tyd saam met die Here, en hy gebruik die vlees. Hy gebruik die vlees. Wat sê ek vandag vir iemand? Ek hoop hierdie woord bless iemand se hart vandag. En hierdie woord het my hart gebless, soveel so, dat ek voel ek deel het met iemand.
hand vandag. As jy in jou Getsemane tuin is, wil ek jou vanoggend sê, moenie vlees saamvat nie. Moenie jou man saamvat nie, moenie jou vrou saamvat nie, moenie jou gemeente saamvat nie, moenie jou confidant saamvat nie. Gaan alleen en fokus op Christus. En dan, as jy die tyd deurstaan het, sal jy die heerlikheid ervaar, dit wat God vir jou beloof het. Ek weet nie vir wie die woord vanoggend is nie, maar as hy vanoggend vir jou is, vra ek, druk amen in die comments. Vra ek vanoggend, neem het en laat dit wortel skiet op die tafels van jou hart en apply dit vanoggend in jou stap met die Here. God bless you.